Môre broers en susters. Pietro en John Jr. Ons het mekaar lanklaas gesien. Pietro en John was by ons in Kruin gemeente, Rodepoort, vir 'n geruime tyd. En ons het mekaar nou, kom ons sê die beste deel van 10 jaar of so, nie weer gesien nie. En toe het ek 'n oproep ontvang in die week van Pietro. So dit was vir my 'n skok geweest. En in so 'n situasie dan maal ek dit gewoonlik met 10 en nog met 10 en nog met 10 en dan weet ek hoe jy voel. Hoe jy voel. 60 jaar sien ek, nee, 60 jaar. John gebore in 1965, oorlede 2025. Eintlik nog in die vleur van sy lewe. Familie, broers en susters, as die eerste keer dat ek hier preek in die hervormde kerk ook, nee, en ook dankie vir die vriendelike ontvangs, en ek moet sê, jy speel met 'n passie orgel. Orgel beïndruk my nogal. So kom ons sing hartlik saam. Ons het 2 liedere wat ons hier aangebring het op die blaadjie, die Psalm 23 beruiming gaan ons so 'n bietjie aanpas, want hierdie is die moeilike melodie. Ons gaan die makliker een saam sing. Hy is op die bord okkerd, né? Jy gaan hom later op die bord hê. Ons gaan begin met Nader my God. So ons eerste lied is dan Nader my God, by U steeds naderby. Al is daar ook 'n kruis nodig vir my, dan sal my lied nog bly, nader my God, by U nader by. Ons beweeg nou wat die kerklike jaar aanbetref in wat ons noem Advent, en is die tyd waar ons die koms van Christus herdenk. Immanuel beteken God met die mens, nader aan ons. So, en ek hoop dat met hierdie baie hartseer geleentheid vandag ons ook iets daarvan kan beleef. Die sagte aanraking van 'n hoër hand. Elkeen op ons eie. Iets daarvan vandag beleef om dit spesifiek vir julle ook draaglik te maak. So broers en susters, ek groet in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons begin dan en ons sing hierdie lied saam, Nader my God by U. En ons sing dit staande.
Familie, vriende, ons is vandag hier by mekaar om afskeid te neem, dalk te vroeg. Maar ons bepaal nie hierdie tye nie. Om afskeid te neem van John Charles Marie, gebore 20 Julie 1965. En ek verstaan volgens Petru, John is in Johannesburg in die rand gebore, iewers, nou, is dit korrek? Ja. En dan oorlede 17 November 2025. John het op elkeen van julle 'n bepaalde indruk gelaat en dis hoekom julle hier is. Dis hoekom ek hier is. En natuurlik die grootste, mees intense, diepste indruk op julle wat 'n lewe saam met hom gesluit het. Petru, julle was 39 jaar getroud. Kan ek byvoeg gelukkig getroud? 39 jaar kan lank raak, as jy nie gelukkig getroud is nie. Maar julle was gelukkig getroud, so dit was kort. Verbygevlieg. Die lewe daarom. So die tragiese dood van John is iets enorm. En dit is maar soos 'n klip wat 'n mens in 'n dam gooi, dit kring uit die effek, nee, dit het 'n rimpel effek wat julle nog met die tyd sal leer ken. want so 'n gebeure, 'n tragiese gebeure is so enorm dat 'n mens kan dit nie op een slag verwerk nie. Dis hoe dit is. As 'n mens net vinnig 'n bietjie kyk na wat ons in die Bybel vind wanneer mense afskeid geneem het van 'n geliefde, getreur het, dan het hulle 'n hele paar goed gedoen, rituele gehad, en een daarvan was om jou klere te skeer. Want dis 'n manier om uitdrukking te gee aan iets wat binne in jou skeer. Iets wat van jou al weggeskeur word. En ek dink dis hoe julle dit beleef. So baie sterkte. Dan ook natuurlik, ek het nou spesifiek my op jou gerig, Petru, dan ook die kinders, John en Janice, Christian en die kleinkinders wat in Nieu-Seeland is. Ek dink julle sou almal graag langer saam met julle pa wou gewees het. Saam met julle oupa. Kleinkinders wat nou elders ver weg hier vanaf sit. Want hy was 'n familieman. En hy was 'n rolmodel. So baie sterkte aan die kinders. So ook aan die familie, vriende. John was een van 8 kinders. Ek verstaan, een sibbe het die familie reeds vroeg ontval. Maar nietemin mag julle as familie ook, en ook aan die kant van Petru, mag julle berusting vind in die wete dat hy veilig gearriveer het in sy vaderhuis. Jesus sê immers in die evangelie volgens Johannes, ek gaan om vir julle plek voor te berei. En in die huis van my Vader is daar genoeg plek. Sien, dis hoekom ons hier by mekaar kom. Nie iewers om 'n boom of so nie, is omdat ons iets daarvan deel, is die lewe. Dink aan jou lewe, soos jy sit. Asemhaal, in en uit, jou hart wat klop, een slagmaat na die ander, né? Jou lewe, jou gedagtes wat hierdie kant toe. Hoe dink jy oor jou lewe? Want 'n mens begin mos maar altyd by jouself, jou eie ervaring, jou eie siening. Dink jy die lewe val net weg op 'n dag? Poef, weg. Soos 'n lig wat afgeskakel word.
Of is daar iets in ons wat permanent is? Verder gaan. Boonbehalwe nou alles wat 'n mens lees in die antieke tekste en wat mense, hoe dink jy? Wel, kom ons probeer aanvaar dat ons so 'n soort van tweedimensioneel is. Iets wat sterflik is, verganklik is en dan is daar iets permanent. Dit is 'n baie belangrike tema, ook in die Bybel. Met ander woorde, daar is 'n vooruitsig, verby die graf. Is daar 'n ander horison. En dit is 'n moeilike ding om te konseptualiseer op 'n dag soos vandag, want ons gedagtes word so bietjie geklatter deur emosies, maar dink dit vir jouself in. Nee, John en ek en jy in ons lewens. Die verganklikheid daarvan, maar ook die onverganklikheid daarvan. Want ons lewe hier op aarde is afgemeet. Hoe jy ook al daarna kyk. Dis dit. Prediker, en ek is baie lief vir Prediker, Kohelet, wysheidsliteratuur in die Bybel. Jy weet, Prediker is vir my so daai 'n groot staanhorlosie in die middel van die Bybel waarby niemand van ons gaan verbykom nie. Daar's 'n tyd om te kom en 'n tyd om te gaan. Tik, tik, tik. Daai ou staanhorlosie. Dis Prediker, daar's 'n tyd. En so 'n tyd het aangebreek vandag vir John. Mense is nie voorberei daarop nie. En dis die groot uitdaging om iets waarop jy hoegenaamd glad nie voorbereid is nie, te kan hanteer. Enorm uitdaging. So Petrus, dit sal tyd vat, John, dit sal tyd vat. Maar wat belangrik is om tog wel hieruit te kan groei. Ek sê weer, niemand van ons was hierop voorberei nie. John was nie siek nie. 'n Paar jaar gelede wel het hy terugslag gehad. John was nie siek nie, hy was nie oud nie, hy was vol lewenslus. En toe kry jy daai oproep wat 'n mens tot stilstand druk. Wat jou lewe oornag verander. John het ver uitgewerk. Almal weet daar in Nelspruit se wêreld. En Petrus vertel vir my dat hy het elke maand huis toe gekom. En dan het sy gereed gemaak en vir hom gewag. En hierdie keer nie. Weet ons is hier voor Kersfees. En toe ek dit hoor, toe dink ek aan daai liedjie van nou Bing Crosby. Wat hy uitgegee die liedjie hier net na die Tweede Wêreldoorlog met die soldate wat huis toe kom en so aan. I'll be home for Christmas. You can count on me. I'll be home for Christmas. If only in my dreams. Ja. Ons maak reg vir Kersfees. En om julle tafel gaan daar hierdie Kersfees 'n leë stoel wees. Psalm 1 was die versoek van die familie. Dit gaan goed met die mens.
wat nie die raad van die goddeloses volg nie, nie met die sondaars omgaan nie met die ligsinnige saamspan nie, maar in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, op die regte tyd sy vrugte dra, waarvan die blare nie verdroog nie, hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Teenoorgestelde, so is die goddeloses nie. Hulle is soos kaf, wat deur die wind uitmekaar gewaai word. En daarom sal die goddeloses hulle nie kan handhaaf, wanneer die Here oor hulle oordeel nie, en die sondaars nie 'n plek hê in die vergaderings van die regverdiges nie. Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die goddeloses se pad lei tot ondergang. Psalm 1, ons almal ken dit. Die eerste psalm in die psalmboek. In die psalm is heel eerste van 150 ander psalms. Dis die eerste ene. Waaroor gaan die psalmboek? Wel, die psalmboek gaan oor baie dinge. Die hele psalmboek. 'n verskeidenheid van onderwerpe, positief en soms negatief. Soms opgewek, soms neerslagtig, soms vol lewensvreugde, soms gestroop daarvan, soms vol dankbaarheid, soms met 'n tikkie verwyd. Ek dink byvoorbeeld, dit is die psalmskrywer wat sê, my God, waarom het U my verlaat? Wat Jesus later aanhaal aan die kruis. Dis die psalmboek. Hoe ons ook al. Hierdie gedigte interpreteer een ding staan duidelik, en wat is dit? Dit kom uit die hart. Dit kom uit die hart. Dit is onverdunde, onmiddellike ervaring van die lewe as is. Nie teorieë nie. Nie spekulasies nie, die ervaring van die lewe. Die lewe met al sy wonderlike genadegawes, maar ook die lewe wat baie keer 'n draaibal na ons toe kan gooi. Dis die psalmboek. En dit maak dat baie van ons resoneer met die psalms. Maak nie saak, kan Psalm 23, 139, 16 en dalk ook Psalm 1 wees. En hier is ons nou. Psalm 1. Psalm 1, en ek gaan dit basies opsom in 1-2 sinne. Psalm 1 beskryf die verskil tussen die lewe van 'n oordentlike mens aan die een kant en 'n goddelose mens aan die ander kant. Dis Psalm 1. Nie 'n grys area nie. Die regverdige wat vreugde vind in 'n soort koneksie met die alhoë God. Woorde wat hy gebruik is die omgang daarmee, die besig wees daarmee. En daai mens is 'n mens wat geplant is soos 'n boom by waterstrome. Vrugbaar en standvastig. So dis wat die skrywer sê. Dis hoe hy begin. 'n Goeie mens is soos 'n boom. Kyk na 'n boom wat vrugte dra. Dis dit. Jesus gebruik later ook daai beeld. Daarteenoor die goddeloses sê wel hulle is soos 'n kaf wat wegwaai in die wind. Geen grond om op te staan nie. Weet nie herwaarts of derwaarts nie. En wel, dis die opsomming. Dis hoe Psalm 1 begin. Dis 'n opsomming van die gedig. Psalm 1, broers en susters, familie. Dien dus hier in die psalmboek, as jy hom oopmaak, as 'n soort rigtingwyser. Né? Rigtingwyser. As 'n padteken. 'n Padteken nie net vir, sê nou maar, die modelle in die teks nie, maar 'n padteken vir jou en vir my. So hier in die begin van die psalmboek sê die skrywer, daar's basies breedweg 2 lewensopsies. Wees 'n oordentlike mens
Of daar's die alternatief. En dit gaan oor jouself. Jou keuses. Wat jy uitoefen. Watter pad kies jy? Die pad wat tot ondergang lei of die pad van die woord wat hier gebruik word, tzadika, beteken upstanding. Iemand wat voor God kan opstaan en sê, dis ek. Dis ek. Die woord kan beteken binne ons konteks ook opregtheid, standvastigheid, iemand met integriteit. En dan, dis hoekom daar die beeld ingespan word van die boom. Boom. Ek is lief vir bome. Het is altyd interessant om te sien die bloeiwyse, die groeiwyse, die soort vrugte wat hulle dra, hoe bome aangepas is, en ons is so boomryk in Suid-Afrika, broers en susters. Ironies genoeg, waar uit hierdie teks kom, is daar nie juist baie bome nie, maar ons is geseënd met baie bome en 'n verskeidenheid daarvan in ons wonderlike klimaat. Ek ry vanmôre van Rodepoort af en ek dink, wow, wat 'n beautiful land leef ons nie in nie. Wat 'n pragtige, gebreekte land. Dit daar gelaat. John was 'n boom vir sy familie. 'n Man met wortels, beginsels. Groot boom. Onder sy skadu kon sy gesinnetjie skuilings soek teen die velson van die lewe. En hy kon vrugte dra. En julle familie het die vrugte gepluk. Sy omgee, sy liefde, sy klein gebare van welwillendheid. Jy weet, dis een van die goeters wat my opval hoe ouer ek word, met so geleentheid. Jy weet, met so geleentheid, kom mense nooit na my toe, en sê, hoor hierso, lees net 'n bietjie my man se kwalifikasies af nie. Of, hier is 'n lysie van sy prestasies nie. No. Mense kom na my toe en sê, doe meneer, vertel wat 'n lekker kos hy kom maak. Dis liefde. Dis hoe ons liefde wegsteek. Vir mekaar. John, wat dit kon doen. Nee. Lekker hamburgers wat hy, is berig daarvoor gewees. Tekens van welwillendheid. Selfs vreemdes. En daar is die anekdote van John, dat hy iewers 'n boemelarie gekry het, en hy het sy nommer in die hande gekry, en vir hom skoene gekoop, en kouse gekoop. Selfs ander mense kon die vrugte pluk van sy goedhartigheid. En dis John. Hy het daai ingeboude kompas gehad. Ek is nie hier om John op te hemel nie. Dis nie wat ek wil doen nie. Ek wil net vir u sê, almal van ons, met ons krake in, het ook 'n liggie wat skyn. John was so 'n voorbeeld. Hy was 'n groot ou met 'n klein haartjie. Né? Maar wat bedoel ons as ons nou dit sê? Ek dink ons bedoel dat hy 'n sensitiewe oog gehad het. En 'n sensitiewe oor gehad het vir sy medemens. Broers en susters, dis Jesus. Hoe jy na jou medemens kyk, hoe jy na jou medemens luister, sê wie jy is. En hier is ons neem afskeid. In Saam Petro het julle bykans 4 dekades, 'n leeftyd, het julle saam deur die lewe gegaan. Julle het julle roetes bewandel. Die teks gaan oor roetes, 2 weë.
Julle het julle pad gehad. Baie dinge saam beleef. Saam beplan. Saam gedroom, saam gebid, saam gehuil, saam gelag, saam gedans. Dans. So kom ons tipeer julle verhouding as 'n soort tango, né? Tango is 'n interessante ding. Suid-Amerikaanse dansvorm. Want dan nader en dan 'n bietjie verder. En dan nader kom en dan verder. Gepraat van 'n dans en ek gaan nou afsluit. Hierdie Dawid is 'n baie merkwaardige karakter aan wie Psalm 1 ook toegeskryf word. Dawid kon baie dinge doen. Hy kon veg. En hy kon sing. En hy kon dig en hy kon dans. Sien? Te veel mense loop met baie swaar voete deur die lewe. Ek sien dit. As jy mense dophou in 'n winkelsentrum, loop so half agter hulle eie voete aan. So swaar deur die lewe. En om lig deur die lewe te kan dans is 'n wonderlike voorreg. Ek dink julle het iets daarvan beleef van tyd tot tyd. Daai momente. Dawid was 'n danser gewees ook. Hy dans voor die ark. Lees ons onder andere. En John kon ook sy danspassies uitvoer. As hy gelukkig was, kon hy dit doen. Maar nou het sy voete stil geword. En hier is my wens vir julle. Moenie ophou dans nie. Dans verder van hier vanaf verder. Dans voor die Here. Met jou pyn. Met jou suffering. Nou aan dans. Loop die pad van die tzadika, die regverdige. Al is dit moeilik. En dra vrugte. En ek dink dis wat John sou sien. Dit sal hom laat glimlag. So ons kan nie anders as om af te sluit ook vandag, broers en susters, met 'n diep gevoel van dankbaarheid nie. Dankbaarheid. Dankbaarheid vir wat? Huh? Dankbaar. Vir elke asemteug. Elke hartklop. En dankie vir die Here. Dat hy vir julle, vir John gegee het, geleen het, kom julle nou agter. Dis dit. Ons word maar vir mekaar eintlik net geleen. En op sy tyd nou weer gevat het. Here, dis nie ons tyd nie, maar dis sy tyd. So ons is hier om dankie te sê daarvoor. Dankie nie net vir wat verby is nie, maar wat nog kom. En wat is dit? Well, we don't know. Maar wat ons weet, is dat God rus ons altyd toe met die nodige krag en genade. Om van hier af verder te gaan en selfs te kan groei. Mag julle dus berusting vind, broers en susters, en die wete dat niks ons van ons hemelse Vader skyn nie. En dat ons hemelse Vader saam met julle sal stap, ook van hier af verder. En julle sal toerus om te groei en vrugte te dra, soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. Amen. Bly so sit en dan doen ons 'n gebed saam. Groot en ondeurgrondelike God, ons Alfa, ons Omega. Ons woorde klink al te veel na hol klanke op 'n dag soos vandag. Daarom is ons gebed: droog ons trane af
Bring berusting en vrede in die gemoedere van hierdie familie. Maak die pyn draaglik. Vul hierdie enorme leemte, die verlies. Vul dit met u liefde en u omgee en u daar wees. En praat altyd met ons. En laat die son weer skyn, Here. In Jesus naam. Amen. Kom ons sing ons laaste lied, Psalm 23. Van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u. Amen. U kan gerus sit. Daar is 2 sprekers. Ek gaan eers vir Renet, Petrus se suster, 'n geleentheid gee om ietsie voor te hou en daarna vir Koos Boyse. Dankie Renet. Ek lees eintlik vanoggend net iets voor van Janice. Wat sy vir gevra het dat ek vir Petro en vir Klein John, soos ons hom ken, sal voorlees. Maar voordat ek dit doen, wil ek net vir Petro, John, ek wil net sê dat ek wens woorde kon soos goue olie oor julle rouwonde loop en al die seer wegneem. Maar woorde is net woorde. Daarom eerder 'n gebed dat die Here God sal julle toevou met sy genade en liefde. Maar God die liefde wat ons elkeen se lewensasem in sy hand hou, julle vul met sy nabyheid, liefde en sy troos. Petro, skus julle. Petro, Janice het gevra dat ek vir jou en vir Klein John 'n boodskapie lees. Papa, vandag moet ons groet. Maar hoe? Ons harte is so leeg. Ons sê mense baie vir die persoon, hoe sê mens baie vir die persoon wat so belangrik in ons lewens was? Ons kan nie 'n wêreld sonder Papa sien nie. Papa was ons hero. Papa was ons rots.
Mamma, ek wens ek kon vandag daar wees, langs mamma. Maar weet, ek is altyd hier. Ek sal mamma binnekort sien en mamma styf vashou. Mamma, ons was so geseënd om pappa in ons lewens te hê. Mamma, ek weet, die was nie die plan en hoekom pappa so vroeg moes gaan, sal ons nooit weet nie. Maar ons is in God se hande en hy sal ons dra. Ek en John is so baie lief vir mamma en weet ons is hier om mamma op te tel wanneer mamma dit nodig het. Boetie, hoe lucky was ons nie om 'n pappa soos pa te kon hê nie en dit ons pappa te kon noem nie. Ek weet jou hart breek, maar ek wil dankie sê dat jy daar was om mamma te help en by haar te wees vir haar en vir nou ook. Dankie dat jy haar rots was die laaste week. Boet, ek is net 'n oproep weg, enige tyd. Baie dankie vir alles. Ek is lief vir jou, so baie lief. Baie dankie aan almal wat by my ma gestaan het en haar gehelp het. Baie dankie tannie Renet vir al die hulp met die reëlings. Dit is nie altyd maklik vir my ma om hulp te vra of te aanvaar nie, maar ek is seker sy dit baie waardeer. Ons weet jy het, Pietro. Pappa, ons is so ongelooflik lief vir pappa. Ons sal na mamma kyk. Ek weet, pappa sal ons elke dag nog ontvou in pappa se liefde. Pappa, rus nou sag. Dankie. Koos Boyse. Hallo. Ekskuus julle, ek wil eers die tegnologie hierso oopmaak. Ek moet so 'n bietjie buk want die oë is nie meer so lekker nie. Ja, Pieter het my gevra om namens die familie net die bedankings te doen. Gaan regtig nie baie lank wees nie. Eerstens wil ek vir almal hier teenwoordig vandag en ons teenwoordigheid is virtueel, so ek weet vir 'n feit daar is 'n klomp mense van John se ou company Telkom, as ook Light Fiber wat livestream vandag. Ek weet ook Janice en seker 'n klomp ander kollegas is virtueel, maar hulle is hier met ons. Baie dankie sê dat julle die tyd afgestaan het en die moeite gedoen het om John se gedenkdiens by te woon. Dan wil ek vir Dominee Kobus Pinaar, Dominee baie dankie vir die mooi woorde. Ek weet nie of julle weet nie, maar Dominee was tot bitter onlangs nog afsiek geboek. Hy het tog sy weg oopgesien om deur te ry van Rodepoort af. Ons waardeer dit regtig. Ek weet nie of Dominee weet nie, maar Petro is ook nooiens van Pinaar, so dalk is daar nog familie ergens, ek weet nie. Dan wil ek vir Ansie Lombard en die hele afbopspan ook baie dankie sê vir al hulle hulp aan Petro en familie met al die reëlings. Ons weet, dit is 'n magdom werk, die blomme, die kus, ons waardeer dit regtig opreg. Okkert, die orgelis, ek weet nie of Okkert nou al uit is hierso nie. My verstaan is hy is al oor die 20 jaar orgelis hierso en hy kan dit hoor. Baie dankie vir jou Okkert. Dan Louise Becker, die koster hier by die Hervormde Kerk. Dankie ook Louise vir al jou ondersteuning en kommunikasie dwars deur die afgelope week. Dan Karlien Parsons. Karlien, ek het jou nou nog self nie ontmoet nie, maar Karlien het ook baie gehelp met kommunikasie,
veral na die familie, as ook die reëlings met die klanktoerusting, as ek dit nou reg verstaan, en aan die klank self, het Willem Botha, wat ons ook voor dankie wil sê, ook behartig. Dis maar altyd senuagtig om al hierdie goed te laat werk op daai punt en tyd en minuut, so ons sê daarvoor baie dankie. Carlien se man Danny, hy het hierdie pragtige foto met John en die kleinkinders gemaak. En baie ondersteun deur die afgelope week. Dan in besonder wil ons bietjie net vir Pieter Fourie van Lightfiber, hy is die HR manager van Lightfiber. Hy het vir Petro geweldige ondersteun in die afgelope week. Daar's baie uitdagings en hy is net 'n ster in terme van hoe hy die ondersteuning bied. JP is al vroeër genoem vandag. JP was John se kollega. Ons wil vir JP regtig baie dankie sê. JP het ook die uitkenning gedoen. JP was ook verantwoordelik om al John se besittings daarvan Nelspruit omgewing terug te besorg aan die familie. Om regtig baie dankie daarvoor sê. Ek wil ook dan sommer net vir die draers van vandag ook baie dankie sê. Dan ook vir net dankie sê, vroutjie wat nou net hier gestaan het. Sy het nogal onverwags die boodskapie moes lees. Ek dink sy het dit baie goed gedoen. Uit die hart van Janice. Maar sy het ook gehelp met ek dink dit is Louise, ek mag dalk 'n fout maak met die reëlings by die kerk, die verversings deur Marie hier in die dorp. Dankie Poplap vir regtig vir al jou moeite en ondersteuning deurlopend. Dan wil ek vir Janice, al is hy daar in Nieu-Seeland, en ek het so vinnig in my kop uitgewerk, ek dink dit is nou naby 11:00 daar in die aand. Maar tyd is vir hulle nie 'n faktor nie. Haar ondersteuning aan Petro en Klein John ontsettend. Daar's daagliks oproepe, dag en nag. Haar ondersteuning is onskatbaar. En ek wil ook vir Janice dankie sê, want sy het haar huis oopgemaak. Petro gaan vroeg volgende jaar, 'n paar maande as ek dit nie meer sit nie, gaan Petro bietjie Nieu-Seeland toe, bietjie ontspan by haar dogter, en ons is baie dankbaar vir Janice, dat sy dit reël en gaan laat realiseer. En julle, ek meen, Klein John, dit klink so snaaks om hom Klein John te noem, want hy is nou nie meer so klein nie, maar ons ken hom nou al so, en ek weet, Petro het nog in Alberton in 'n huis gebly. Klein John was probably 2 jaar oud, en Janice bietjie groter, en John het 'n vistank gebou, maar die grootste vistank wat jy kan kry, en dit is nie sommer enige visies nie, dis nou hierdie tropiese goed, dit moet warm water wees en als, en ek het altyd net vir myself gesê, jy weet, hierdie pa doen Jenny en als vir sy kinders. Dit was pragtig om te sien. Klein John, ek dink is gesê hierso, en in Jenny se brief gesê, jy is die rots, jy is jou ma se rots, en ons wil jou regtig dankie sê vir hoe jy haar tans ondersteun, en ons weet, jy gaan haar verder ondersteun, net waar en wanneer nodig, maar ons is regtig dankbaar daarvoor. En dan, laastens maar nie die minstens nie, 'n vriendin van Petro, Adel Meyer, sy het haar regtig in haar eerste paar dae ontsettend ondersteun met kos en eetgoed en apteekbenodighede. En ons wil vir haar dankie sê. Ek weet Adel kan dit nie maak nie, sy's letterlik gisteroggend op 'n vliegtuig weg oor see, maar ons wil ook vir Adel dankie sê vir haar ondersteuning aan die familie. En Petro, ek weet nou nie of ek iemand vergeet het nie, maar daai is my lysie. Nee, ek hoef nie myself dankie te sê nie. Dankie julle.
Ek het hom wag. Ek het miskien verkeerd. Ja, skus julle. Lindy Nel, skus. Sy het die foto en kommunikasie uitgestuur wat julle op sosiale media gesien het in Facebook en die goed vir die reëlings. Lindy, baie dankie. Jammer ek het jou amper gemis. Dankie Dominee. Goed. Broers en susters, ons gaan ons aktiwiteite nou hier afsluit en ons gaan alles hier afhandel in die kerk, so ek gaan afbeweeg. Ons gaan julle 'n geleentheid gee. Ek wil net vandag hoor by die ondernemer, is daar blommetjies of die blommetjies is hierso. So ek dink ons gaan 'n geleentheid vir u gee om na vore te kom en dan op 'n gepaste wyse stil net afskeid te neem, net 'n oomblik van stilte. Voordat ons dit egter doen, wil ek tog wel 'n gedeeltjie vir u lees, net om in gedagte te hou. En dit kom uit die Romeinebrief uit, Paulus se brief aan 'n baie gemeentetjie in 'n baie groot stad. Dit was daai tyd 'n wêreldstad, is steeds 'n wêreldstad, Rome. En dus sommer net so by pynsing oor die grootheid van God. Want jy sien, dit bly maar die hele tyd ietsie in 'n mens se agterkop by so 'n geleentheid soos hierdie is. Wat se planne het God met ons? Wat se planne het hy? O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele, hoe onnaspeurlik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns sodat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom, deur hom, tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Baie dankie. Kan nou 'n geleentheid kry.
dame van die draers. Ek vra dat jy na vore sal kom en dan gaan ons uitbeweeg na die kus. Daarna kan die familie volg, die naby familie en die res van ons wat hier is. Charles Marie seun, Meld Malan vriend, Jackie Pinaar swaar, François Pinaar neef, JC Pinaar grootneef en Danny Parsons neef.